Goeiedag graad 12 leerders, my naam is Desiree Esch en welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. So vandag kyk ons na interpretasie en analysering van data. So ons is nog steeds besig met datahantering en ons maak nou hierdie siklus. Ons is besig om dit te voltooi. So kom ons kyk na interpretering en analysering van die data. So ons lesdoelwitte vir vandag is die volgende. Aan die einde van hierdie les sal jy data uit tabelle en of grafieke kan interpreteer en analyseer. Deur data van grafieke af te lees en data te identifiseer en beskryf enige misleidende voorstelling en data opsommings, deur tendense te identifiseer en te beskryf, ondersoek hoe die keuse van voorstelling van data indruk wat dit maak beïnvloed, identifiseer gevolgtrekkings wat gemaak kan word, vergelyk verskillende kategorieë data en identifiseer en beskryf bronne van vooroordeeldheid en beantwoord vrae wat aan ondersoek word. So graad 12, dis 'n hele mondvol. Dis alles wat ons aan die einde van hierdie les kan doen. Basies gaan jy alles kan interpreteer en analiseer. Ons kyk gou voorkennis. Ons het gedoen die volgende. Kom ons kyk gou wat het ons al gedoen. Ons het gedoen maatstawwe van spreiding en maatstawwe van sentrale neiging. Kom ons kyk eers na ons maatstawwe van sentrale neiging. Wat het ons geleer nou weer? Ons het geleer dat maatstawwe van sentrale neiging sê vir ons wat gebeur in die middel van die data. En ons praat van die gemiddeld, ons praat van die modus of modale waarde en die mediaan. En ek kan hoor hoe julle dit saam met my sê, nee. Die gemiddeld, hoe werk ons dit uit? Ons tel al die data bymekaar gedeel deur die aantal data. Modus, die getal wat die meeste voorkom, en die mediaan is die middelste waarde, maar wanneer ons dit gerangskik het van klein na groot, pragtig. Maatstawwe van spreiding vertel vir ons wat gebeur aan die buitekante van die data, maar onthou daar's iets wat kan gebeur wat hierdie data 'n bietjie kan misleidend maak. Wat noem ons daai getalle wat dalk te ver uit is van die ander waardes? Ons noem dit 'n uitskieter, beautiful. So ons het 'n omvang. 'n Omvang is die hoogste minus die laagste waarde. En hoekom doen ons omvang? Dit sê vir ons hoe ver die data uitmekaar uit is, maar dit kan beïnvloed word deur daai uitskieter, né? Dan het ons kwartiele. Kwartiele, ons verdeel ons data in 4 dele. Interkwartiel omvang, dit is die kwartiel 3 minus kwartiel 1, ons grootste kwartiel minus ons kleinste kwartiel, en dit sê vir ons wat gebeur in die middel 50% van die waarde. Ons het dit die vorige lesse ook gedoen. Persentiele deel die data in 100 dele, en dit sê vir ons hoeveel van die kandidate is onder 'n sekere persentasie en hoeveel is bo 'n sekere persentasie. Onthou julle nog? As ons gesê het, jy is op die 75ste persentiel, beteken dit nie noodwendig jy lê op 75% nie, maar dit beteken 75% van die data is onder jou en 25% is bo jou. Ek wil net hê ons moet net gou 'n recap op dit, né? Ek wil ook hê ons moet net gou onthou, as ons grafieke het, en ons het ons y-as en ons het ons x-as hier, waar lê my afhanklik en onafhanklike veranderlike? Onafhanklik is altyd op my x-as, onafhanklik, en dan afhanklik is altyd op my y-as. Julle het dit. Dit is ons voorkennis en julle is boffens met hierdie. Ek weet ons gaan net baie punte kry in die eksamen vir datahantering. Kom ons kyk gou 'n basislyn assessering. Graad 12, hierso het ons weer pas die grafiek in kolom A by die korrekte grafiek in kolom B. Jy ken hierdie tipe vrae en ek doen dit aanhoudend want ek is so seker hulle gaan vir ons ietsie van hierdie vrae in die eksamen. In een of ander eksamen, of dit gaan wees in die rekordeksamen of dit gaan wees in die eindeksamen, maar ek wil hê julle moet hierdie kan bemeester. So ek wil hê jy moet vir my skryf 1 en dan gaan jy vir my skryf wat se 1 is dit? Is dit 1D? Ek weet nie of dit die regte een is nie, maar dit is wat ek wil hê jy moet doen. Jy moet vir my skryf 1 wat ook al. So 'n staafgrafiek, jy moet vir my kies wat se een is 'n staafgrafiek. Jy moet vir my kies wat se een is 'n histogram. Jy moet vir my kies wat se een is 'n sirkeldiagram.
'n lyngrafiek, 'n houer en punt diagram, en onthou julle nou weer, 'n houer en punt kan ook wees 'n mond en snor of 'n snor en baard, maar ons hou vir nou by 'n houer en punt. Verspreidingsgrafieke, wat een is verspreidingsgrafieke? Jy het 5 minute doen gaga vir my daai. Laat ons sien of jy die regte antwoord kry. Baie mooi, graad 12. So ek het 'n staafgrafiek, stawe het spasies in tussenin, onthou julle nou weer, en sê gaga vir my net sommer vir 'n recap, watse data gebruik ons as ons staafgrafieke het? Ons gebruik diskreet data, net sodat ons net kan onthou. 'n histogram, daar's geen spasies nie, hier is eintlik geen spasies, hulle is teen mekaar. Watse data word gebruik op 'n histogram? Dit is continu data, nee, continu, en partykeer het ek gepraat van 'n deurlopende data, maar continu data, nee. Sirkeldiagram, dit is ons sirkel wat in sektore verdeel is. 'n lyngrafiek, ons kry 'n gebroke lyngrafiek, hy's 'n bietjie gebroke of 'n reguit lyngrafiek. 'n houer en punt, daar's hy, en dan verspreidingsgrafiek, hy die kolletjies. Baie mooi, graad 12. Kom ons gaan kyk na ons terminologie. Julle ken ons terminologie alreeds. 'n staafgrafiek is 'n grafiek wat in die vorm van stawe voorgestel word en wat diskreet data voorstel. 'n histogram, geen spasies nie, 'n grafiek wat in die vorm van stawe voorgestel word wat continu data voorstel. En ek wil hê hier moet staan geen spasies. Geen spasies nie, nee. 'n sirkeldiagram is 'n sirkelvormige grafiese voorstelling van die verhoudingsdele van data in die vorm van skywe. Daarso is hy soos 'n skywe gesny, nee. Lyngrafiek is 'n tipe grafiek wat data wys in die vorm van koördinate wat deur lynsegmente verbind word. En dan het ons 'n houer en punt diagram, daar's ons houer, hier is ons punte. 'n grafiek wat die minimumwaarde, kwartiel 1, kwartiel 2, kwartiel 3 of die maksimumwaarde voorstel. Jy moet ook kan onthou dat kwartiel 2 is 'n mediaanwaarde. Baie mooi. Spreidingsgrafieke is 'n tipe grafiek wat die verhouding tussen twee stelle data voorstel. Perfek, graad 12, kom ons gaan aan. Interpretering en analisering van data, ek wil net vinnig gaan kyk. Ons het gesê, die data-hanteringssiklus baie belangrik. Jy weet vrae ontwikkel, jy weet data versamel, jy kan data klassifiseer en organiseer, jy kan die data opsom, jy kan data voorstel, en nou is ons by die laaste stappie wat sê data ontleding en interpretering. Wanneer ons interpreteer en analiseer, wanneer ons interpreteer en analiseer, moet ons mooi kyk na watter data die vraag verwys. Ons moet kyk, gee spesiale aandag aan die klasintervalle wat gebruik is. Is dit honderde, is dit duisende, is dit miljoene? Baie keer dan in die eksamen dan skryf hulle bo, dit is in miljoene, en dan skryf hulle in die grafiek, in die kolom 1.5. Dan kan jy nie skryf as 1.5 rand nie, maar dit is 1.500.000, nee. So jy moet gaan kyk waar in watter intervalle dit geskryf word. Dan die derde ding waarna ons moet kyk, is soek vir die spesifieke neigings in die data. Wat gebeur? Styg die data? Styg dit skerp en daal dit? Ek wil hoor wat is die neiging of die tendens, nee. Dan het ons identifiseer die veranderlikes en kyk watter verhouding daar is tussen hulle. Verstaan hoe om een veranderlike 'n uitwerking het op of verband hou met die ander. Noukeurige waarneming en aandag aan detail is akkurate interpretasie. Goed, graad 12, kom ons kyk. En hierso kyk ons na 'n grafiek en dit sê vir ons die reënval in Milaan, Italië. Milaan, Italië, dit is die fashion capital of the world, nee. So ons is nou hier in Italië en ons kyk na Milaan en daar is reënval in Milaan. En hulle gee vir ons die temperatuur in grade Celsius, hulle gee vir ons die reënval in millimeters en dan gee hulle vir ons die maande van die jaar, nee. En hulle sê vir ons die reënval en dan is daar temperatuur in grade Celsius. Kom ons kyk na 'n paar eksamentipe vrae en hoe om elkeen te beantwoord. Gebruik die grafiek, hierdie gegewe grafiek, om die volgende vrae te beantwoord. Identifiseer die tipe grafiek wat vir reënval gebruik word. Wat word vir reënval gebruik? Dit is die stawe, nee.
en gee 'n rede waarom hierdie tipe grafiek vir reënval gebruik word. So ek wil weet, watter tipe grafiek is dit en hoekom? Nou Groothof, jy ken al die antwoord. Kom ons kyk of jy vir my kan sê. Skryf gou-gou vir my 'n antwoord gou-gou neer, 2 minute, dan wil ek hoor wat is dit. Perfek. Ek het gesê dis 'n histogram, daar's geen spasies nie, want dit is kontinu data, 'n reënval kan gemeet word. Daar is desimale, nee, data wat gemeet kan word. Perfek. Groothuis, ek is trots op julle. Volgende een. Gee die minimum en maksimum temperature wat Milan gedurende 'n jaar kan ervaar, sowel as die maande. So ons het baie dinge om te doen. Ons moet die minimum en die maksimum temperature gee vir Milan gedurende 'n jaar, sowel as die maande waarin dit plaasvind. So ons moet maksimum, minimum en die maande gee. So kom ons kyk gou of jy vir my die antwoord kan gee. Gee vir my die minimum en die maand, die maksimum en die maand. Hier is my antwoord. Die minimum is Januarie en dit is 0.5 of 1 grade Celsius. So, hierso is dit. Dit is 1.5 of 0. Nou moet ons mooi gaan kyk, Groothof. Kom ons kyk gou-gou. Hier is ons temperatuur. Onthou nou, jy kan nie hier gaan aflees nie. En dit is ons minimum. Hierso sien ek dit. Hy is nie presies op 0 nie. Hy is 0.5. En dan is of 1 grade Celsius, wat ook al jy gesê, 1.0 of 1.5, ek gee vir jou 'n omvang daar, en dit is dan in Januarie. Maar ek wil hê jy moet onthou, ons het eintlik van hierdie kant af gelees, en nie van die ander kant af nie. Die maksimum is hierbo, maar onthou, ons gaan nie hierdie kant toe nie, want hierdie kant is reënval. Ons moet hierdie kant toe gaan. Nou, hy is nie presies, as ek nou mooi 'n lyntjie gaan trek, hy is nie presies op 25 nie, hy is so hierso op 24 grade Celsius sal ek sê. So as jy gesê 23, 24 is jy reg, en dit is in, hier gat ek af, dit is in Julie. So Groothuis, sien jy hoe belangrik is dit, dat jy eers kyk na wat gegee word, hoe jy dit gaan moet lees, en dan antwoord, want hoeveel van ons het nou probeer om hierdie kant toe te lees, want ons is so gewoond, nee, dit is 'n gewoonte wat ons het, om van die linkerkant af te lees, maar ons moet gaan kyk, hier is temperatuur grade Celsius, so ons moet van daar af lees. Is ons met mekaar? Pragtig. Ons volgende een sê, gebruik die grafiek om die temperatuur omvang vir Milaan oor 1 jaar te bepaal. So ek soek die omvang. Hoe werk ek omvang uit, Groothof? Omvang is, jy gaan dit vir my skryf, omvang is die hoogste minus die laagste, nee. Daar is hy. So ek het die hoogste temperatuur, het ek 24 minus 1, as jy 0.5 gehad het, is dit reg, is gelyk aan 23 grade Celsius. So party van julle het 23 gehad, wat ook al jou antwoord in die vorige een was, het jy nou gebruik, nee. So ek het 24 gehad, minus my 1 grade Celsius, en dit gee vir my 23 grade Celsius. As 'n toerist Milaan wil besoek wanneer die weer warm is, en daar amper geen reën is nie, watter maand sal jy aan die toerist voorstel? Kyk gou-gou, ek soek die warmste weer, en ek soek wanneer daar geen reën is nie. Of die minste reën, nee. So as ek nou gaan kyk, ek gaan kyk hier na Februarie is min reën, maar dit is koud. Ek gaan kyk na Januarie is min reën, maar dit is ook maar koud. Hierso gaan ek kyk, hierdie is bietjie hoog. Hierso het ek weer min reën, en dit is die hoogste temperatuur, so ek gaan vir hulle wanneer gee. Ek gaan vir hulle sê, kom in Julie. En daar het hulle hom nou mooi in Engels geskryf, maar dit is Julie. July, June, July, Julie. Nee, pragtig. Kom ons kyk na ons aktiwiteit. Groothuis, is ons nog almal bymekaar? Is almal lekker wakker? Dis hy. Kom ons kyk na ons aktiwiteit. Hier het ons 'n sirkelgrafiek. 'n Mooi sirkelgrafiek, en hulle sê hierso, die sirkeldiagram hieronder toon die totale herwinning en kompostering. Nou ek het gesoek vir 'n woord wat sê composing, maar soos kompos, nee. Dit is die enigste woord waarop ek kon kom, Groothuis. Dis kompostering. Dit is die maak van kompos, nee.
van materiaal vir 2015. Totale herwinning en kompostering volgens soorte materiaal vir 2015. So kompostering is om kompos te maak, nee. Hierso het ons 'n getal van 91,16 miljoen ton en dan het ons hierso persentasies. En dan het hulle hierdie gedeelte vir ons so gaan skryf as ander. So hierdie klein diagrampie is die ander wat dan nou hierdie 11,2% maak. Goed, so ek wil hê jy moet nou mooi kyk. Hierso is alles, hierso is papier en karton, hierso is glas, hierso is metale, hierso is plastiek, hierso is tuinsnoeisels en snoeiafval, en dan is hierdie gedeelte ander. Nou die ander het hulle uitgehaal en dan in 'n kleiner sirkeldiagram gesit en gesê, dis rubber, tekstiel, leerdrukker, patrone en inktoners, né? Ink wat hulle in die drukker sit, kosafval en hout. Dit is ons ander. Nou kom ons kyk wat is die vraag. Hulle sê, bereken die persentasie wat vir tuinsnoeisels toegewys word. Nou gaan jy sien, hierso is tuinsnoeisels, maar daar's geen persentasie geskryf nie. So ek wil hê jy moet dit vir my gaan uitwerk. In ons vorige les het ons gesê, 'n sirkeldiagram moet uitwerk op 'n 100%. So hoe gaan jy hierdie uitwerk, graad 12? Daar's 2 maniere. Al 2 maniere is reg. Ek gee vir jou 2 minute, doen dit gou-gou vir my. Perfek, so party van julle het gesê, dit is 'n 100, minus, en toe het jy nou gegaan en jy het hierdie gaan bymekaar tel, nee, jy het gesê 3,14, plus 1,2, plus 49,7, plus 3,3, plus 9. Jy het dit bymekaar getel. Ander van ons het net die volgende gedoen. Party sou gesê dit is 'n 100, minus 3,4, minus 11,2, minus 49,7, minus 3,3, minus 9. As jy dit gedoen het, graad 12, is dit ook 100% reg. Ek gee vir jou die punte, né? En dan het jy dit by afgetrek, jy het bymekaar getel en afgetrek, en jy het gekry 23,4. So daai is 23,4%. Perfek. Mooi. Ons volgende een sê, bepaal die persentasie wat vir tekstiel toegewys is. Nou het ons hierso tekstiel, graad 12, en tekstiel is nie hier ingeskryf nie. So wat is vir tekstiel toegewys? So onthou nou, hierdie is 11,2%, né? Is 11,2% verander. So hoeveel is toegeken aan tekstiel? Skryf jy gou vir my die antwoord. So jy het agtergekom, hierdie is 1 skyfie, dit is 11,2, en jy het gesê, goed, so ek gaan sê, minus 1,6, minus 2,3, minus 2,9, minus die 1,7, en dan kry jy 2,7. Baie mooi, so die tekstiel was 2,7%. Pragtig. Pragtig, pragtig. Ek wil hê julle moet hierdie vir my onthou, as hulle so 2 sirkelgrafiekies gee, onthou nou, daai een was net 'n skyfie, en toe sê hulle vir jou, hierdie is waarin dit verdeel is, né? Ons volgende vraag sê, bereken in ton die totale hoeveelheid plastiek wat in 2015 herwin is. Die totale hoeveelheid plastiek. So hierso is plastiek, hierso het ek 'n totaal, so ek wil 3,4% van daai totaal hê. Nou graad ons, jy weet hoe om persentasies te doen, kom ons doen dit gou-gou. So ons het ons 91,16 miljoen, het jy hierdie reg geskryf? Kom ons kyk of jy dit kan reg skryf. Ek sê altyd, as ek miljoene leer, dan sê ek altyd 'n miljoen lyk so, is ek reg? Kom ons kyk dit gou-gou, 'n miljoen lyk so. Hy het 6 nulle. So as hulle sê 1,5 miljoen, dan sit mos eintlik 1500000 sonder die komma. As ek sê 91,16 miljoen, dan as ek nou hierso 'n miljoen sou skryf, kom ek skryf my miljoen, dan is hierdie
na die komma die eerste 0 van die miljoen. Hierdie is die tweede 0 van die miljoen. So ek het 91, 16, onthou 0, 0, 0, 0, 0, 0. Het julle hom vir my? Okay, ek gaan nog enetjie doen. So kom ons sê ek het 21.23 miljoen. Hoe gaan ek dit skryf? 21, die 2 is my eerste 0, die 3 is my tweede 0, dan het ek my derde 0, vierde 0, vyfde 0, sesde 0. En daar het jy jou antwoord. Okay, so kom ons kyk gou nou terug na ons antwoord toe. Hierdie was nou maar net, ek het net vir jou gewys hoe om dit te skryf in miljoene, nee. So hierdie is reg geskryf graad 12, ek het my miljoen ton gaan uitskryf, en ek het gesê ek soek 3,4% van dit. Hoe kry ek 'n persentasie? Dit is die getal oor 100. So is 91.160.000 maal met 3,14, en dit gee vir ons, kom ons kyk of dit reg is, 1160000 maal met 3,4, dit gee vir ons 309,9440 ton. Het ons hom reg gedoen, graad 12? Ek weet ons het, dit is 0,034 en dit gee vir ons daai antwoord. Perfek. Perfek. Goed, kom ons gaan na die volgende een toe. Ons is by die volgende vraagie. Hulle sê, noem 'n ander tipe grafiek wat gebruik kan word om die data langsaan voor te stel. So wat 'n ander tipe grafiek dink jy, graad 12, gaan ons gebruik om hierdie sirkelgrafiek voor te stel? Wat kan jy aan dink? Skryf vir my 'n paar gou neer, of net 2, skryf vir my 2 neer. Ek het die volgende. Ek het 'n gestapelde staafgrafiek waar ek dit bo op mekaar sit. Kan dit wees 'n saamgestelde staafgrafiek of 'n staafgrafiek, net 'n gewone staafgrafiek. Sal 'n gewone staafgrafiek hier werk? Ek wonder, 'n gewone staafgrafiek gaan nie vir my werk nie. Sal dit werk, graad 12? Hoekom sê ek nee, dit gaan nie vir my werk nie? Want ek het hier persentasies met desimale, so ek gaan staafgrafiek uithaal en ek gaan sê gestapelde staafgrafiek of 'n saamgestelde staafgrafiek. Perfek. Dan het ons die volgende aktiwiteit. Bestudeer die staafgrafiek sorgvuldig voordat jy die volgende vraag beantwoord. Hierso het ek gemiddelde persentasie vir wiskundeleerders. Hierso is my persentasie, hier is my graad. Wat is my afhanklik, wat is my onafhanklik? Sê gou vir my. Onafhanklik is die graad en afhanklik is die persentasie. Pragtig. Hierdie is 'n watse staafgrafiek. Dit is 'n saamgestelde staafgrafiek. Party van julle sê dit is 'n dubbele staafgrafiek. Ek sê dis 'n saamgestelde staafgrafiek want hy het meer as 2 staafies wat teen mekaar is, né? En ons het hier punte vir 2012, 2013 en 2014. Kom ons kyk wat vra hulle. Wat is die algemene tendens van graad 1 tot graad 9 se wiskundepunte? Nou graad 12 tendens is wat gebeur van graad 1 tot en graad 12 tot en met graad 9 se punte. Wat het gebeur? Wat sien jy gebeur hierso? Ek sien die punte daal van graad 1 na graad 9. So as jy mooi kyk, hier kan jy sien die tendens is te daal, né? Hierso in graad 6 jy met 'n bietjie beter gedoen, maar dit daal nog steeds, né? So die algemene tendens is daar is 'n daling van punte vanaf graad 1 na graad 9. Ons volgende vraagie sê, hoekom dink jy gebeur hierdie tendens? Nou moet jy gaan dink, hoekom dink jy is dit so? Gee vir my 'n paar antwoorde. In jou klas, gee vir my antwoorde. Hoekom dink jy, is dit so dat daar 'n algemene daling in punte is? Ek gaan vir jou myne gee. Is julle reg? Is julle reg? Okay, so hier is myne. Ek sê jy moet jou eie mening gee. Jy het jou eie mening gegee. So my mening is, die wiskundepunte neem af, omdat die wiskunde moeiliker raak in die hoër grade. So hoe ouer die kinders word, hoe moeiliker is die wiskunde. In graad 1 is die wiskunde lekker maklik en almal is lief vir wiskunde, want niemand het gesê jy kan nie wiskunde doen nie. In graad 2 is lekker nog steeds, maar nou kom jy agter die wiskunde raak 'n bietjie moeilik. In graad 3 het jy gedink,
In graad 2 het ek gesukkel, nou wil ek nie meer wiskunde doen nie. En so het ons aangegaan, en in graad 9 is die punte 'n bietjie laer. Maar weet jy wat? Jy kan baie goed wiskunde doen, eintlik. Dis dit. Goed, kom ons gaan aan na die volgende vraagie toe. So my punt was gewees dat die wiskundepunte het verlaag as gevolg van die moeilikheidsgraad, hoe hoër jy in die grade opgaan. Ons volgende vraagie sê, in watter 2 grade het die wiskunde gemiddelde persentasiepunt nie in 2014 verbeter nie? In 2014 is die groen, so wanneer het dit nie verbeter nie? My antwoord is in graad 4 en in graad 5. In graad 4 en graad 5, daar sê dit nie verbeter nie, né? Okay, die volgende enetjie. Goed, ek gaan gou terug, graad 4 en graad 9 het dit nie verbeter, die kan ons gou terug gaan, kyk, julle het nou geskree, ek het gehoor, hoe skree julle vir my, en jy sê vir my, nee, juffrou, nee. So, in watter 2 grade het die wiskunde gemiddelde persentasie nie in 2014 verbeter nie? So, in 2014 nie verbeter nie, het ons hierso vir graad 4 en hier vir graad 9. Hierso het hy verbeter, daar het hy verbeter, daar het hy verbeter, daar het hy verbeter, daar het hy verbeter. So, dit is eintlik in graad 4 en in graad 9. As jy gesê het net graad 9, het ek vir jou die antwoord net so gegee, 100% reg. Volgens die staafgrafiek, watter graad het die meeste verbetering getoon? Watter graad het die meeste verbetering getoon? Jy sê vir my, dit is graad 1. Graad 1 hulle het die meeste punte gekry. Graad 12, hoekom is dit so? Want niemand sê vir graad 1 leerders, hulle kan nie wiskunde doen. Hierdie kinders is baie opgewonde. My wens vir jou is dat jy voel oor wiskunde geletterdheid, so wat jy wiskunde gevoel het in graad 1. Kan jy dink, hoe goed gaan jy dan doen, né? So, en dit is dan nou graad 1. Perfek, kom ons gaan aan. Aktiwiteit 2, wat is die benaderde gemiddelde punt vir? Graad 1, die benaderde gemiddelde punt vir graad 1. Kom ons gaan kyk. Wat is die ek wil sê benaderde gemiddelde punt. Kyk, so graad 12, ek het hierso 70%, plus minus 2 in graad 1. Kom ons gaan kyk vir graad 1, het ons 70% min of meer, né? 70%, dan het ons in graad 4, kom ons gaan kyk vir graad 4, hierso is hy, ons gaan sê dit is so net so onder, kom ons kyk gou, nou kan ek eers, die lyn is skeef, as ons gaan kyk, dit gaan so net so onder 40 wees, so ons sê so 38, en dan vir graad 9, so as ons hier gaan kyk vir graad 9, ons gaan kyk graad 9, die gemiddelde punt daar, graad 9, is so 10%, hy lê so in die middel van 20, 0 en 20, so dit gee vir ons 10%. Ons volgende vraagie, dink jy die wiskundepunte in 2015 sal per graad verbeter of afneem? Ons het nou hierso het ons net tot 2014. Nou vra hulle, dink jy die wiskundepunte in 2015 sal per graad verbeter of afneem? Gee rede vir jou antwoord. Wat dink jy, graad 12? Sê vir my, wat dink jy? Kijk, hierso is myne. So ek het hier gesit jou eie mening, maar die antwoord moet logies wees. Die antwoord moet logies wees, né? Ek sê ja, die punt sal verbeter, want oor die algemeen het die punte vir elke graad elke keer verbeter. So, behalwe in graad 9 het die punte nie verbeter nie. In graad 10 kan jy nou kies, gaan jy wiskundige geletterdheid doen of gaan jy nou wiskunde doen? So, ek
ek glo die punte sal verbeter, want eintlik as jy kyk hier in 2014, as jy gaan kyk na 2014, het die punte verbeter. In 2012, hierdie is 2012, dan in 2013, maar gaan kyk nou na 2014 het dit verbeter. 2013, 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 2014 het dit verbeter. Hierso het dit nou afgegaan. Maar as ek gaan kyk oor die algemeen het dit verbeter. So ek sê ja, want oor die algemeen het die punte elke jaar verbeter. Maak dit vir jou sin? Perfek, kom ons gaan aan. Dink jy die skaal wat op die stofgrafiek gebruik is, was 'n akkurate skaal en 'n goeie voorstelling van die data gee rede vir jou antwoord? Dink jy hierdie is 'n akkurate skaal? Is persentasies? Dink jy hierdie is 'n akkurate skaal? Ek sê ja, die skaal gee 'n goeie idee van verskille tussen die grade en dit is maklik om te lees want ons praat van persentasies en jy kan sien wat is die tendens, nee. Perfek. Volgende enetjie. Die 2024 Olimpiese Spele, nou gaan ons Frankryk toe, nee, ons gaan van Italië na Frankryk toe. So, Olimpiese Spele het in Frankryk plaasgevind, waar die Verenigde State van Amerika 126 medaljes gewen het. Die medaljes wat per dag gewen word uitgereik. Noem die tipe grafiek wat vertoon word. Wat se tipe grafiek is hierdie grotos? Jy ken hom? Jy ken hom? Sê vir my. Gestapelde stofgrafiek, pragtig, jy het dit. Die volgende ene, skryf die data-insamelingsmetode neer wat gebruik kan word om hierdie data in te samel. Onthou nou, hierdie is die medaljes wat elke span gekry het. Wat is die metode of die insamelingsmetode wat ons kan gebruik om hierdie data in te samel? Sê vir my, daar's 4 wat ek jou geleer het. Perfek, ek het gesê 'n opname of 'n waarneming, jy kon waargeneem het, gesien het daar op die bord staan hoeveel mense het nou medaljes gekry, of jy kan 'n opname geneem het, nee. Perfek. Volgende een, die 2024, ons is nog steeds in Frankryk by die Olimpiese Spele, hulle sê op watter dag het die FSA die minste medaljes gekry? Ek soek die minste medaljes. So ek sê nie presies wat se medalje nie, ek vra die minste medaljes. Wat se dag? Het jy hom grootwaas? Ek het hom gekry as dag 5. Hierso het hulle net 4 medaljes gekry. Dis die minste wat hulle gekry het op 'n dag. Pragtig. Ons volgende een sê, en die antwoord het sommer nou ingespring, en jy gaan vir my sê of hierdie antwoord reg is. Hulle sê hierso, bepaal die totale aantal medaljes wat die FSA op dag 8 van 2024 Olimpiese Spele gewen het. Nou hierdie antwoord mag dalk verkeerd wees. Kom ons gaan kyk. Op dag 8, hier is dag 8, hier het ek 5, so is 5 plus daai 6 plus daai 7. So hoeveel het hulle gekry grootwals? En jy gaan sien ons kon dit afgelees het ook as ons wou. Daarso is hy op 18, soos 18 medaljes. Bepaal, identifiseer, jy kon dit nou skryf 5 plus 6 plus 7, maar ek kon dit afgelees het ook en net gesê, so daai is die totaal, nee. Maar as ek vir jou sou vra, op dag 8, hoeveel silwer medaljes het hulle gekry? Gaan jy net kyk na silwer en jy gaan sê 6, nee. Baie mooi. Hulle sê, skryf as 'n verhouding in sy eenvoudigste vorm, nie in eenheidsvorm nie, nee, eenvoudigste vorm. Die totale aantal goue medaljes tot die totale aantal medaljes wat by die Olimpiese Spele gewen is. So, grootwals, daar gaan jy. Jy gaan vir my skryf in verhouding in sy eenvoudigste vorm, die totale aantal goue medaljes tot die totale aantal medaljes wat gewen is. Het jy hom?
Daar is hy, ek het 40 tot 126, so as ek al hierdie medaljes bymekaar tel, kry ek 126, en daar is 40 goue medaljes, so ek skryf het 40 tot 126, en nou moet ek het vereenvoudig. So, jy tik op jou sakrekenaar, as jy die kolletjies het, daai blokkiekies, gaan tik jy 40 oor 126, en as jy my sakrekenaar het, gaan jy intik 40 oor 126 en dit gee vir jou dit. So groot ons my sakrekenaar, ek het nou vandag 'n Sharp hierso en nie 'n Casio nie. So jy gaan sien daar is 'n knoppie wat sê A en dan sê lyk dit so BC. Hy's net so hierso so. Ek glo nie jy gaan kan sien nie, maar hy is daar ABC. So jy gaan intik vir my 40 ABC oor 126 is gelyk aan, en dan kry jy 20 oor 63, is baie oulik, né? So as jy die Casio het, het jy daai knoppie gedruk, en hy sê vir jou gesê 20 oor 63, en jy het jou antwoord. Perfek, ons gaan nou die volgende een toe. Ons volgende grafiek hierso is, wat 'n tipe grafiek is, 'n gebroke lyn grafiek, pragtig. Hulle sê, die grafiek hieronder verteenwoordig Indië, nou gaan ons Indië toe. Sê elektrisiteitsvoertuigverkoopstendens, baie groot woorde, né? Vir die jaar 2020, 2021. In 2021 het 329.190 voertuie verkoop, wat 'n persentasie toename van 168% verteenwoordig, teenoor 2020 se verkope van 122.607 eenhede. Nou, kom ons kyk wat vra hulle vir ons. Hulle vra, bereken die verskil tussen die tweede hoogste verkope van 2021 en 2020 se voertuigverkope. Die tweede hoogste. Grootwels, ek soek die tweede hoogste verkope van 2021 en 2020. So, gaan kyk jy gou vir my. Hierdie is 2020. Hierdie is 2021, die tweede hoogste, ek soek die verskil tussen die tweede hoogste verkope. Dis hy, jy het geïdentifiseer, daai is die tweede hoogste verkope, en dan het jy geïdentifiseer, hierso het ons die tweede hoogste verkope is daai ene, daai was die hoogste, so dis ons tweede hoogste verkope, so jy het gesê 44.775 minus daai 16.337, en dit gee vir ons 28.438. Het jy gesien, hierdie grafiek kon vir jou nou lekker vlamme laat sien het, nee, want party van ons het hier gaan kyk in die tweede hoogste gevat, maar ons het vergeet om hierdie kant te kyk, want daar was ook hoër getalle, nee, baie mooi. Nou, graad 12. Die grafiek hieronder vertoon ons nog steeds in Indië, nee, hulle sê, wys hoe die persentasieverskil van 168% bereken is. Nou goed, daar is iets wat ek jou geleer het aan die heel begin. As ons persentasieverskil, persentasieopname, persentasieverhoging, persentasieverlaging wil doen, was daar 'n woord wat ek jou geleer het, en dit was nou. So hier is ons nou, by nou. Jy gaan skryf persentasieverskil. Ek soek die nuwe minus die ou gedeel deur die ou maal 100. En nou gaan kyk ons, die nuwe verkope, dit was 329.190, dis 2021, minus daai ene van 2020, die ou een, gedeel deur die ou een, maal 100, en dan kry jy hierdie getal, en hulle het hom afgerond, en daar het jy dit. Ek wou jy moes gesien het, jy moes nou gebruik het. Persentasieverhoging, persentasieverskil, persentasieafname, persentasietoename, onthou nou. Nuwe minus ou gedeel deur ou maal 100. Jy het dit, baie mooi. Ons volgende een sê, die grafiek hieronder is nog steeds in Indië. Kom ons gaan kyk wat vra hulle vir ons. Bepaal as 'n desimaal die waarskynlikheid dat daar minder as 10.000 elektriese voertuie in beide die jare 2020 en 2021 verkoop is. 10
10.000 elektriese voertuie. Graad 12 gaan kyk vir my vir 10.000 minder die waarskynlikheid dat daar minder as 10.000 elektriese voertuie in beide die jare verkoop is. Skryf dit vir my as 'n waarskynlikheid en verander dit na 'n desimaal. Perfek, hier is my antwoord. So ek het 6 uit 24, so hierso is 24, want in totaal is daar's 12 maande, maar daar's 2 grafieke, is 2020 en 2021, so dit is 24, en uit daai 24 het ek dan nou, dit moet minder as 10.000 wees, so hierso as ek gaan kyk, dan het ek 1, ek het 2, 3, 4, 5, en dan gaan kyk ek hierdie kant, 6, ek het iewers 1 gemis, nee, dit is 6, so 6 uit 24, en dan verander ek het na 'n desimaal, so jy sê 6 gedeel deur 24 is gelyk aan 0.25, dan en dusted, jy het jou antwoord. Baie mooi. Ons volgende vraagie sê, beskryf die tendens van elektriese voertuigverkope van Maart 2021 tot Julie 2021. So ek werk in 2021, ek is by Maart 2021 tot en met Julie 2021. Wat se tendens sien jy gebeur hier? Protos, wat sien jy gebeur daar? Verduidelik jy vir my. Hier is my antwoord. Vanaf Maart 2021 was daar 'n sterk afname in die verkope vir 2 maande. Daar gaan hy, daar is hy April, daar is hy Mei, né? En toe sê ek vir 2 maande, maar in Junie, daar styg hy weer. sien julle, het dit toegeneem. Maar in Junie en Julie het dit toegeneem. So daar was 'n sterk afname gewees, daar is jou punt, en dan in Junie, Julie het dit toegeneem. Daar is jou 2 punte. Baie mooi, graad 12. Kom ons kyk na jou huiswerk. Hieronder volg 'n staafgrafiek van verskillende geestesgesondheidsversteurings, vreeslike lang woord, vir die Australiese bevolking in 2007 volgens ouderdomsgroepe. So, graad 12, hierdie is geestesgesondheidsversteurings, so dit is angsversteurings, affektiewe versteurings en middelmisbruikversteurings, né? So hierdie is nou net 'n grafiek wat dit wys vir Australië. Hulle vra, watter ouderdomsgroep toon die meeste gesondheidsversteurings? So jy gaan kyk vir my watter ouderdomsgroep. Hierso is die ouderdomsgroepe, daar sien jy hulle is in intervalle. Okay. Wat lyk na die mees algemene geestesgesondheidsprobleem? Ek wil weet, wat is die mees algemeenste? Watter ouderdomsgroep het die meeste mense met angsversteurings? Watter ouderdomsgroep het die meeste angsversteurings? In jou opinie, hoekom dink jy het ouer ouderdomsgroepe 'n tendens van minder geestesgesondheidsprobleme? Hoekom het hierdie ouer ouderdomsgroepe 'n neiging tot minder geestesgesondheidsprobleme? Dit is jou huiswerk, graad 12. Kom ons kyk, ek gaan vinnig die oplossings skiep, want jy gaan dit eers doen en dan gaan jou juffrou vir jou laat dit merk. So kom ons kyk gou na die opsomming. Ons het gekyk, kyk noukeurig na watter data die vraag betrekking het. Jy het gesien hoe moes ons kyk na wat het die vraag op betrekking en ons moes gekies het uit verskillende items op een grafiek om ons vraag te beantwoord. Gee vooral aandag aan die intervalle wat gebruik word. Kyk vir spesifieke neigings in die data, identifiseer die veranderlikes, bereken en interpreteer persentasies en verhoudings, pas toepaslike afronding toe volgens konteks en evalueer betroubaarheid en geldigheid. Graad 12, dit is wat ons gedoen het in ons les vandag. En ek sê vir jou baie dankie dat jy saam met my gewerk het. Julle werk altyd so mooi saam met my en ek waardeer dit verskriklik baie. In die volgende les gaan ons fokus op metings en hoe om vrae wat met die onderwerp verband hou te beantwoord. Maak seker jy mis nie hierdie les nie. Jy weet dat meting tel baie punte in die eksamen. Ek sê vir jou graad 12, baie dankie, geniet jou dag en ek sien jou in ons volgende les.